familie en welkom by ons aanlyn diens. As jy vanmôre nuut is, baie welkom. Jy's regtig so welkom, maak jouself tuis. In Matteus 13 vanaf vers 18 praat dit van die gelykenis van die saaiër. Nou my gebed vir oggend aan jou spesifiek is dat jy vanoggend goeie grond mag wees. Dat jou geestelike oë en ore oop mag wees en ontvanklik mag wees vir sy woord en sy openbaring spesifiek aan jou vandag. Kom ons loof die Here Jesus Christus deur saam te sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser. Hy is heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Lam vir Hy wat vir ons is, hy omring ons in sy glorie. Ek glo, sy Gees leef in ons, en hy lei ons in die volle waarheid. Heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig
vir ewig. Goeiedag vriende, ons het nou sopas uit 'n 7 weke gekom van 'n preek deur psalms en hoe psalms ons help om te groei in intimiteit met God. Vir die volgende 3 weke wil ons teruggaan na ons reeks toe ongemaklik. Die ongemaklike aspekte van Christen gemeenskap. En ek wil vandag iets sê oor ongemaklike aanbidding. Die Engelse woord worship. En ek wil ons aanmoedig om nie by die baie noue definisie, die baie eng definisie van aanbidding of worship vas te staan en te dink aanbidding is net sing nie. Nee, aanbidding is meer as net sing. Die sing van liedjies is net 'n baie klein gedeelte van aanbidding. Ons lewe 'n lewe van aanbidding. Ja, selfs jou werk is aanbidding. Maar vir vandag wil ek praat oor ongemaklike aanbidding en ek wil spesifiek aanraak die hele punt van sing en hoe sing 'n deel is van aanbidding. En ek wil vir jou sê dat jou kerk, Beacon Kerk of watter plaaslike kerk jy aanbehoort, jou kerk het jou nodig om te sing. Nie net 'n musiekspan wat voor staan nie, maar jou kerk het jou nodig om te sing. En ja, dit is baie belangrik wanneer die kerk bymekaar kom om te sing. Sing is 'n integrale deel van gelowiges, van die samekoms van gelowiges en reg deur God se woord word ons opdrag gegee daarin. Ons kan amper sê God is die God van sang. God is die God wat jy sang ingebring het. En die broers en susters in jou plaaslike kerk het jou nodig. Hulle het nodig dat jy sal opdag. Hulle het nodig dat jy daar sal wees op 'n Sondag of op 'n Woensdag of enige ander keer wanneer hulle bymekaar sal kom. Hulle het nodig dat jy betrokke sal wees, dat jy nie net 'n verbruiker sal wees en wil kry nie. En meer as wat jy besef, hulle het jou nodig om te sing. Vir sommige mense hou nie van sing nie. Vir sommige mense of vir sommiges is dalk die gunsteling deel van die samekoms van die gelowiges is die sanggedeelte. Vir ander hou hulle glad nie van die sanggedeelte nie en hulle wens hulle kan na die sanggedeelte aankom. Dalk miskien omdat hulle baie selfbewus is deur hulle onvermoë om op die wysie te bly. Dan sê jy dalk soos ek of dalk voel ek het nie 'n mooi stem nie of jy voel ongemaklik met die styl van musiek binnekant in jou plaaslike kerk of jy voel dalk miskien ongemaklik met die gebrek aan vaardigheid wat die musiekspan het. Wat ook al jou rede is vir ongemaklik, die styl van die musiek, die tekort aan vaardigheid, die tipe liedjies wat gesing word, maak nie saak wat hierdie dinge is nie. Ek wil graag hoor dat jy moet hoor vandag dat Beacon Kerk, jou plaaslike kerk, kry swaar wanneer jou stem stil is. Die broers en susters wat om jou staan, langs jou en voor jou en agter, hulle kry swaar wanneer jou stem stil is. Die Bybel is vol van liedere, is vol sang. Miskien was Adam se eerste woorde daar in Genesis 2, toe God vir Eva geskape het, hierdie pragtige poëtiese taal wat hy geuit het. Miskien was dit 'n soort van 'n lied wat hy gesing het toe hy vir Eva sien die eerste keer en hy uiter daai woorde. Nee, nou is sy's uit my geneem, sy's vlees van my vlees, been van my been. Ons sien ook dat die grootste boek in die Bybel is 'n versameling van gedigte en liedere. Ons het juist tyd gespandeer in psalms, maar kom ek lees vir jou Psalm 47 vers 8. Psalm 47 vers 8 sê die psalmdigter die volgende een: God is koning oor die hele aarde, sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies, sing vir hom 'n lied. God is koning oor die aarde, kom ons sing vir hom 'n lied. Ons sing vir hom 'n lied. Psalm 96, die eerste 2 verse, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot eer van die Here almal op aarde. Dan vers 2 weer, sing tot eer van die Here, prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade. En in hierdie
4 of wat verse, word ons seker maklik 7 keer opdrag gegee om te sing. En nie net word ons opdrag gegee om te sing nie, maar ons sang word ook gelei in die rigting van Jesus. Ons sing vir Jesus. Ons sing vir Jesus, ons sing oor Jesus, ons sing vir en oor hierdie koning van konings, die God van ons verlossing. Die hele dag lang sing ons, verkondig ons sy reddingsdade. Jy sien, dit is baie belangrik dat wanneer ons sing, vriende, dat die inhoud van ons liedere gaan oor Jesus, sy persoon, sy verlossingsdade, sy werke, sy lof, sy eer, dat ons sang is na hom gerig. Dit wil voorkom vandag asof meeste van ons liedere 'n baie selfhelp evangelie geword het. Ons sing baie meer oor onsself en hoe die Here my kan help en ek raak die middelpunt van die lofprysing en die sang en die liedjies, waar eintlik dit oor Jesus gaan en ons oor hom sing. Nou, sing help ons ook om te onthou, om woorde te onthou. So het een Bybelleraar op 'n tyd gesê, wys vir my 'n gemeente se liedjies wat hulle sing en ek wys vir jou hulle teologie. Hoe waar is dit? Net soos ek nou net gesê het, wat ons glo en verkondig van Jesus, dis in ons liedere en dis die dinge wat ons moet sing. En daarom help dit ons. Dit gaan nie net oor die preek nie en die boodskap nie, maar ons sing ook om te onthou. Ons sing om te onthou. Ons sing ook om die waarhede van Christus te onthou, om mekaar daaraan te herinner. Dink byvoorbeeld aan die liedere wat jy gesing het toe jy 'n kind was. Ek kan onthou een van die bekende liedere wat ek gereeld vir my dogter gesing het toe sy klein was, gesing het: Die Here my God, hy gee my krag, hy is my mag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En maak nie saak hoe ek geklink het nie, maak nie saak hoe out of tune ek was en nie op die wysie was nie, maar my dogter het gedink dis cool en sy het vasgehou in die woorde en ons ja man, al het ons eie wysie gehad en was ons vals, het ons hierdie liedjie gesing en dit was net so kragtig om hierdie lied saam te sing en die woorde van daai liedjie en ja, dit het 'n catchy tune ook gehad, al het ons baie keer die tune verloor, maar dit was so kragtig. In 'n studie met Alzheimer pasiënte word daar ook gevind dat wanneer hierdie pasiënte selfs nie die name van hulle huweliksmaat of hulle kinders kan onthou nie, kan hulle met kere skynbaar onmiddellik die liedjies onthou wat hulle geleer het toe hulle kinders was. En nou kom God en hy praat in Deuteronomium 31 met Moses en hy sê, Moses, ek gaan julle help om woorde te onthou wat ek wil hê julle moet weet wanneer jy die volk lei in die beloofde land in. En God gee Moses opdrag om die volk 'n lied te leer, laat hulle hierdie woorde van God sal onthou deur dit te sing as 'n lied. En jy kan gaan lees in Deuteronomium 31 vers 21 en dan in Deuteronomium 32 waar Moses hierdie lied dan vir die volk Israel bring. Die Nuwe Testamentiese kerk word opdrag gegee om te sing wanneer hulle bymekaar kom. En Jesus Christus op die vooraand van sy kruisiging in Matteus 26 het hy en sy disippels het hulle ook na die laaste maaltyd het hulle gesang saam gesing. Hulle het saam gesing voor hulle uitgegaan het. Paulus kom prys die heerskappy van Christus. Hy kom praat en hy verkondig die lof van die heerskappy van Christus, dat hy Here almagtig is in Kolossense 1 vers 15 tot 20 en blykbaar is sommige Bybelleraars van mening dat hierdie gedeelte wat Paulus skryf in Kolossense 1 was 'n gedeelte van 'n vroeë kerkse gesang wat gesing is. Nou kom ek lees vir hierdie woorde en dink net vir jou dat hierdie is woorde wat ons sing wanneer ons saam by mekaar kom. Hoe kragtig is dit nie wanneer ons dit verkondig en mekaar gereeld daaraan herinner nie. Kolossense 1 vers 15 tot 20. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesaghebbers,
Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel en deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Powerful. Kragtig man, dink net ons kan hierdie woorde vat en ons sit 'n catchy tune, 'n melodie daaraan en ons sing dit. En elke keer wanneer ons by mekaar kom, verkondig ons dit, verklaar ons dit. Jy sien, wanneer ons sing, dan is ons verstand, ons kop en ons hart is in interaksie met mekaar. Hulle is in samewerking met mekaar. Ons intellek en ons emosies werk saam wanneer ons sing. En soos ek gesê het, die Nuwe Testamentiese kerk is opdrag gegee om te sing wanneer hulle by mekaar kom. En as hierdie opdrag gegee, so kom ons lees dan nou juis spesifiek in Kolossense en in Efesiërs wat Paulus die klem op lê en hoe hy sê wanneer jy sing, kan ons nou hier kan sien, wanneer hy sing, dan is beide ons intellek en ons emosies, my verstand en my emosies is in wisselwerking, is in samewerking met mekaar. Kolossense 3 vers 16. Kolossense 3 vers 16, sê Paulus aan die kerk, die boodskap van Christus. Okay, wat is die boodskap van Christus? Die goeie nuus van Jesus, die evangelie van Jesus, die persoon van Jesus, die afgehandelde versoeningsdoodwerk van Jesus Christus, sy dood, sy opstanding, sy lewe, sy hoëpriesterlike werk wat hy nou doen, die werk wat hy gaan doen, die oordeel wat hy gaan bring, die nuutskepping en making, alles in die persoon en die werk van Jesus Christus, die boodskap van Jesus, hy is die middelpunt, hy is in die middel, dit is sentraal rondom Jesus, alles wys na Jesus, soos ons nou gelees het in Kolossense 1, deur hom, vir hom en tot hom is alle dinge geskape, in hom hou alle dinge in stand. Ja, die boodskap van Jesus moet in sy volle rykdom, nie net 'n bietjie nie. Hy sê hierdie boodskap van Jesus moet in sy volle rykdom in julle bly. En nou sê Paulus, hoe moet hierdie volle boodskap van die evangelie van Jesus Christus in julle bly? Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Jy sien ons liedere wat ons sing is tot eer van God. En Jesus is die middelpunt van ons liedere, die woorde, ons lirieke. Dit draai om Jesus. Ja, ons hou van 'n catchy tune en dis goed en dit help ons om te onthou, maar die lirieke van ons woord, van die lied wat ons sing, draai om Jesus. Hy is die middelpunt, hy is die spulpunt. Ons sing tot eer van sy naam. Hy sê, hoe gaan hierdie boodskap van Christus in sy volle rykdom in julle bly? Soos julle mekaar onderrig, soos julle mekaar leer, soos julle mekaar teregwys, soos julle mekaar help onthou wanneer ons liedere sing. Met blydskap in julle harte, psalms, lofgesange, ons sing dit tot eer van die Here. En dan kom sê Paulus ook in Efesiërs 5, Efesiërs 5 vers 19, sê hy sê ook, nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. En Paulus kom nou en hy bring hierdie dinge by mekaar, die woord van Christus, die boodskap van Christus wat ryklik in julle moet woon. Hy vat dit nou en hy connect dit nou as te ware met die sing van psalms en gesange en geestelike liedere. Hy sê hierdie boodskap oor Jesus, dit connect met mekaar. Daarom kan ons op 'n mate sê dat elke lied wat ons sing is eintlik 'n preek. Ja, die liedere wat ons sing, moet die waarheid wat hier in ons gedagtes en ons verstand ronddryf en sweef, dit moet daai waarheid vat en laat insink
diep hier binnekant in ons hart en daar's 'n connection tussen die waarheid wat hier bo in ons verstand is en ronddryf en wanneer ons sing, ons laat dit insak in ons harte in en ja, ons intellek en ons emosies kom saam by mekaar. Die lirieke van 'n lied en die melodie wat ons sing, daai twee goed saamkom en dit gryp ons emosies vas en dit kan ons transformeer, dit kan ons lewe, ons ingesteldheid, ons denke transformeer soos wat gewone praat soos nou nie kan doen nie. Dink net aan daai liedere weer eens toe jy 'n kind was of ander liedjies miskien wat jy ken. Maak nie saak wat se liedjies is nie, maar hy het 'n catchy tune. En jy onthou die catchy tune en dink net, kyk na jou kinders, onthou as jy 'n liedjie hoor op die radio as jy in die kar ry, miskien weet jy nie eers wie sing dit nie of jy weet nie eers wat se woorde nie, maar dit is 'n catchy tune en jy hou van die catchy tune. En nou as ons daai melodie vat, want dit is pragtig en dit raak ons emosies en ons gryp ons hart aan, maar nou daai melodie, daai catchy tune saam met kragtige waarheid oor die persoon en werk van Jesus Christus, daai twee dinge saam kan regtig waar ons lewens transformeer. En nou wanneer ons as gemeente saam sing, gaan dit nie net oor jou en jou emosies nie. Ja, dit gaan oor jou en jou emosies, maar is meer as dit. Kom ons gaan nou 'n stap verder. Dit gaan nie net oor jouself nie, dit gaan nie net oor hoe jy as 'n individu hierdie lied ervaar en sing nie. Jy kom nie net na die samekoms van die gemeente sodat jy moet goed voel en jy moet daaroor sing nie. Ja, dit is goed vir jou en ja, maar jy's ook daar vir ander. Ons is daar vir mekaar. Ons is daar vir mekaar. En daarom is dit belangrik wat Paulus sê in Kolossense 3:16. Hy praat nie met die individu nie, hy gee opdrag aan die kerk. Hy sê aan die kerk, julle moet sing. En dit gaan baie keer wees dat ons ongemaklik moet wees en dat ek moet my voorkeure van 'n styl van musiek en my voorkeure van 'n liedjie dalk eenkant moet sit vir die onthaalwe van iemand anderste en saam staan. Wat belangriker is nie my voorkeure nie, wat belangriker is die waarheid wat ons sing, dat ons liedere gevul is met die regte waarheid, dat Jesus gesentreerd is en nie self gesentreerd is nie. En so Paulus gee opdrag aan die kerk wanneer hulle by mekaar kom, moet julle mekaar onderrig en leer in alle wysheid. Ja, en so dit impliseer dat die samekoms van die gemeentes, die gelowiges, beteken ons sing vir mekaar oor Jesus, ons herinner mekaar oor Jesus. In Efesiërs 5:19 kom Paulus en hy maak dit juis duidelik, hy sê juis duidelik, dat hierdie lering oor Jesus gaan oor wanneer ons met mekaar praat. Ons praat mekaar en ons onderrig mekaar deur psalms en gesange en geestelike liedere. En so, sing is 'n kern-essensiële deel van die opbou van die kerk. Is 'n belangrike deel van die opbou van die kerk. Daarom is dit so belangrik om by mekaar te kom. Daarom is die sang so belangrik. Dit is nie net genoeg dat 'n paar mense sing nie, of is nie net genoeg dat kom ons neem dit dan nou maar 'n musiekspan wat daar voor staan, of 'n band, of noem dit dan nou maar 'n worship team. Ek dink dit is 'n verkeerde benaming en is baie eng. Dit is nie genoeg dat net hulle sing nie. Dit is nie genoeg dat daar net 3 of 4 mense in die samekoms sing nie. Nee, Paulus sê, julle moet sing. Julle moet sing. Dit is vir die voordeel van my broer en my suster wat saam met my daar is. Dis vir die voordeel van die liggaam, dis vir die voordeel van die kerk. En ja, selfs wanneer my stem soos 'n hond klink wat huil, soos my stem miskien, soos hierdie wolfstem of 'n hond wat daar in die aand sit en huil, miskien dink jy jou stem klink so, ag dis aaklig, ek wil tog net nie hê ander moet my stem hoor nie, wat gaan hulle daarvan sê? Nee, dit gaan nie oor wat ander van jou stem sê nie, dit gaan oor die waarheid wat jy saam met hulle verkondig, en dit gaan oor vir wie jy sing en tot wie jy sing en waaroor jy sing. Die krag van jou deelname in die sang van die gemeente gaan nie oor die kwaliteit van jou stem nie.
Maar die feit dat jou stem is 'n getuienis, hoor mooi, jou stem is 'n getuienis tot God se getrouheid. Vriende, jou stem is 'n getuienis tot die getrouheid van God. Jou deelname in sang, wanneer die gelowiges bymekaar kom, vertel vir die mense rondom jou dat jy vir Jesus lief is en dat jy hom volg en dat jy vertrou in sy werke en in hom. Jou vertroue is in sy evangelie. En wanneer ons bymekaar kom en ons sing byvoorbeeld daai een Engelse lied, What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Wat kan my sonde afwas? Niks maar die bloed van Jesus nie. Dan kom moedig jy die wat langs jou staan, jy kom moedig hulle aan om hierdie waarheid net weer vas te vat en hou vas te kry en dat hierdie waarheid net weer opnuut in jou hart opkom en vreugde bring en vir jou kom herinner aan wie jy in Jesus is in jou toekoms, wat jy in Jesus het. Wanneer ons sing dat my sonde is vergewe en ek het verlossing in Jesus Christus, dan gee ek onderrig aan die res van die gemeente in die kerk. Ek sê vir my man, my vrou, my kinders, my vriende, ek sê vir my bure, ek sê vir die wat nog nie Jesus ken nie, ek sê vir hulle, kom, neem vas van hierdie evangelie waarheid. Ek moedig hulle aan om dit te sing. En wanneer ons dit sing, dan bid ons en sê, Here, wow, is daar weer 'n excitement wat in my hart opkom, wanneer ek sing, wat kan my sonde wegwas? Niks maar die bloed van Jesus nie. En wat van, as jy nie lus voel om te sing nie? Miskien voel jy net afgemat, miskien voel jy net sommer down. Miskien voel jy jou geloof is swak, en voel jy, ag, dit help nie, ek sing nie, ek voel nie lus om te sing nie, ek voel nie lus om na die samekoms van die gemeente toe te gaan nie. Maar dit is presies dan, wanneer die kerk, die liggaam van Christus, jou stem die meeste nodig het. Die meeste, wanneer hierdie plaaslike kerk Beacon, of watter plaaslike kerk jy ook al deel van is, jou stem die meeste nodig het. Want ons verklaar en verkondig die getrouheid van Jesus Christus, nie in die goedheid van ons omstandighede nie. Ons verklaar die goedheid van Christus, nie in en deur die goed van ons omstandighede en wat rondom ons gebeur nie. Ons verklaar die goedheid en sy getrouheid en sy persoon, ongeag van waar ek my kry. Die evangelie word tentoongestel, juis in my swakheid. Paulus kom herinner juis die kerk in Korinthe hier. Hy sê vir hulle juis, die God se krag word volmaak, word volbring, is perfek binne in my swakheid. Want wanneer ek swak is, dan is ek sterk in Christus. Ek sal roem in Christus. Nie in my sterk of in my swakheid nie, ek sal roem in Christus. Wanneer alles goed gaan vir jou en alles uitwerk in die lewe en dis kind of smooth sailing, dan sal dit 'n verrassing wees as jy nie sing nie, né? Maar wanneer die lewe hard is en moeilik is en dit voel vir jou of jou lewe uitmekaar uitval en daar's net hierdie een trial en tribulations op die ander ene wat kom, nê, en net hierdie een ding op die ander ding wat kom en jy voel, ag, dinge is net nie goed nie. Dit is dan wanneer jou sang 'n kragtige getuienis word van die getrouheid van God. Die mees prominente leiers binnekant in gemeente sang, mag miskien die ouens wees wat voor op die verhoog is. Hulle mag dalk miskien die mees prominente wees, die meeste in die limelight, maar die mees prominente leiers is nie altyd die mees kragtigste en die mees invloedrykste leiers nie. Baie keer is die mees kragtigste en invloedryke leiers in gemeente sang, die mense wat in die sitplekke sit. Die mense wat in die sitplekke sit. Daai ma wat in hierdie week 'n miskraam gehad het. Sy's platgeslaan.
Sy's op die grond, sy stikken. Maar sy's Sondag daar. En deur die trane sing sy uit. Daai persoon wat as gevolg van sy of haar oortuigings, Bybelse oortuigings, sy of haar werk verloor het of oorgesien is in 'n bevordering as gevolg van waarvoor ek staan en wat ek sê, is Sondag daar en sing uit. Die vrou wat dalk deur 'n baie moeilike egskeiding gegaan het en sy veg teen eensaamheid en depressie en dit is sleg, maar sy's daar en sy sing. En miskien die 70-jarige man en vrou wat 'n week terug hulle kind moes begrawe het, dit is so verkeerd. Dit is so verkeerd. Ouers moenie hulle kinders begrawe nie, maar hulle is daar en hulle sit in die tweede ry op dieselfde sitplek waar hulle dalk miskien al die afgelope 20 jaar sit. Hulle is daar en hulle sing. En al hierdie mense sing en hulle roep uit en hulle sê, Here, wees U my toevlug. Here, my toevlug. U is God van my hart. Neem nou my gedagtes, Here, van oggend tot aand. Selfs wanneer ek slaap, Here, U nabyheid is my lig. Here, wees U my wysheid. Hierdie mense in daai situasies, of wat ook al jou situasie is, ek weet nie, as jy die ander een hoor, en ons kan sing, en jy hoor hulle woorde sing, nie hoe goed hulle sing nie, maar jy hoor die woorde, Here, wees U my wysheid. Here, ek gaan deur moeilike tye, ek weet nie, maar wees U my wysheid. Die waarheid, die woord, Here, vir ewig met U gebind. U is my Vader, ek is U kind. U is my Vader. U Gees is nou inwonend in my. U is my sielsvesting, Here, my veilige skuiling. U is die krag van my krag, Here. U is my erfenis, nou en vir altyd. Aan U alleen my hart oorgegee. Jesus my koning, my skat is in U. Jesus my koning, my skat is in U. En hierdie voorbeelde wat ek genoem het is die tipe mense, en baie ander wat ek nie eens genoem het nie, is die tipe mense wie se sang, wanneer hulle sing, en hulle kan woorde sing soos hierdie lied, en wat ek nou genoem het, en baie ander waarhede, dis hulle sang, en wanneer ek hulle hoor sing, kan dit vir my en jou geloof aanmoedig, meer baie keer as wat enige preek kan doen. Ons daad van verklaring van die getrouheid van God deur sang en my deelname in die kerk, die gemeente se sang, dit is wat maak dat ek soveel standvastigheid kry, wanneer ek hoor ander kan sing, met 'n pyn in hulle hart, maar hulle kan uitbundig uitsing oor wie Jesus en wat hy gedoen het. Dit is wanneer ons hierdie sang hoor en ander hoor wat saam met ons sing, wat dit partykeer baie meer in ons lewe kan doen as enigiets anderste. Die lied van Jesus volgeling in pyn en hartseer voel partykeer of dit lewe in my siel bring. Wanneer ek al so terugkyk in my jare en baie kere mense gesien het wat deur pyn en hartseer gaan, partykeer was dit by 'n konferensie, ander keer was dit hier in hierdie kerk, ander keer was dit op 'n ander plek, dan weet ek, daar staan mense wat deur pyn en hartseer gaan, man, onlangs, 'n dag, 'n week, 'n maand terug, maar hulle kan staan en hulle kan sing en hulle verklaar en hulle roep en die trane loop oor hulle oë, maar hulle sing uit tot Jesus en hulle verkondig die waarheid oor hom. Man, dan raak dit my siel aan en dit sit 'n nuwe passie en 'n geloof binne in my hart. Moenie jou sang onderskat nie. Moenie onderskat wat gebeur in jou eie siel, in die mense wat rondom jou staan se siele, wanneer ek en jy sing nie. Wanneer ons hart en ons verstand ingegryp is, geengage is in Jesus en die waarheid wat ons oor hom sing. Wanneer ons sing oor God se getrouheid, want ons onderrig mekaar deur daardie sing. En miskien is die eenvoudige ding soos om jou stem te laat hoor
op 'n Sondagoggend. Miskien kan dit die mees beduidendste wyse wees waarop jy Beacon Kerk of jou plaaslike kerk Sondag na Sondag kan bedien. Moenie jou stem stilhou nie. Sing saam oor die getrouheid en grootheid van Jesus Christus. Kom ons sing tot ons koning. Kom ons sing, kom ons verkondig, kom ons vertel oor sy lof. Ja, kom saam nou en kom ons sing. Daar waar jy by die huis is miskien, waar jy ook al jouself bevind, daar waar jy sit en sing, staan en sing, nooi ander, miskien is jy alleen, sing uitbundig daar waar jy is. Here, U is my toevlug, U is God van my hart. Ja, U is my erfenis, nou en vir altyd. Jesus my koning, my skat is in U. Jesus my koning, my skat is in U. Kom ons gaan in hierdie week uit, en kom ons, laat opnuut die Here in en deur ons werk, soos wat ons sing, soos wat ons saam met mekaar sing, en soos wat ons vir mekaar sing, oor die getrouheid, die grootheid en die goedheid van Jesus Christus, ons God en Verlosser. Here my toevlug, U is God van my hart. Niks maak meer saak nie, slegs hier U wil. Neem nou my gedagtes vanoggend tot aand. Selfs as ek slaap, U nabyheid my lig. Wees U my wysheid, die waarheid, die woord. Versoen met U Godheid, vir ewig gebind. U is my Vader, en ek is U kind. U Gees nou in woning en eenheid herstel. Wees U my beskermer, my swaard vir die stryd. Wees U die Godspeel in wie ek verbly. U my sielsvesting, my veilige skuiling. Lig my na waar U is, o krag van my krag. Rykdom het geen belang nie, en geen mense leerlof. U is my erfenis, vir nou en altyd. Aan U en U alleen, my hart oorgegee. Jesus my koning, my skat is in U. Hoogste in die hemel, oorwinning behaal.
is my toevlug, o Heerser van alles. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true.